Naand aan elkeen van u. Welkom hier by ons eerste Pinkster biduur geleentheid. Hier is nie 'n erediens nie, so ons benader dit iets wat anders, soos u wat laas jaar hier was ook sal onthou. Dit is 'n bietjie minder formeel, ons neem dit nog steeds ernstig op, ons dien steeds dieselfde God wat ons vanoggend in die erediens aanbid het, ons dien dieselfde God ook vanaand. So ons doen dit steeds met respek, maar vir die van u wat nou laas jaar hier was, u onthou dat dit 'n bietjie minder formeel is, en dat ons ook aan die einde geleentheid gaan gee vir vrae. Wanneer ek by die oordenking gedeelte kom, dit was 'n onderwerp wat 'n mens 'n bietjie makliker kan verduidelik saam met 'n paar skyfies, so ek gaan ook vir ons 'n paar skyfies daar wys. En dan soos ek genoem het aan die einde is u welkom ook om vrae te vra. So hou gerus jou vrae vir aan die einde. Maar ons begin steeds hierdie geleentheid plegtig in die naam van die Here. En kom ons begin dit deur sy naam aan te roep. Ek vra dat die broeders asseblief staan en bid ons tot die Here. Almagtige, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kom na u, ons aanbid u, ons verheerlik u, ons maak u naam groot. En ons gebed is dat u ons sal help waar ons vanaand gaan dink oor die erediens. Oor die erediens waar u, o Vader, in die naam van u Seun, deur die werk van u Gees met ons 'n gesprek voer, bid ons dat u vir ons insig in hierdie diepe misterie sal gee. Help ons almal om hierdeur verryk te word. Gee dat ons almal hierdeur nog meer geneig sal wees om u lof te besing van nou af tot in ewigheid. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing Psalm 100. Psalm 100 en ons sing daarvan al 4 die verse as 'n loflied, Psalm 100 vers 1 tot 4, daarna kan u weer gaan sit. Al wat leef juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees, en skape van sy wy te wees. Gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis, op ons volk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Want goedertierenis die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou al krag, tot in die laaste nageslag. Kom ons lees dan nou. Ek gaan vir ons lees uit Openbaring 4 en 5. Waarna sal ek die skyfies opkoppel. Maar kom ons lees eers hierdie gedeelte. Ons gaan die oordenking gaan oor wat is 'n erediens? Wat is 'n erediens?
kan dalk klink soos 'n vreemde onderwerp vir ons om by stil te staan hierdie jaar met Pinkster. Ons gaan die hele Pinksterweek gaan ons hieraan wy oor wat is 'n erediens. En dit is nie dit hou verband met Pinkster wel, want wat 'n erediens is, dit gaan oor God drie-enig wat deur die Gees homself hier teenwoordig maak, ons kom ontmoet in elke erediens, elke geleentheid. 'n Mens kan sê as jy wil vra, waar kan ons die werk van die Heilige Gees beleef? Een van die plekke, een van die primêre plekke, is hier in 'n erediens by die kerk. Ons moet dit nie onderskat nie. Ons leef in 'n wêreld wat heeltyd dit wat in 'n erediens gebeur afwater en geneig is om te sê dit gaan glad nie daaroor nie. Dit maak nie saak of jy in die kerk is nie. Al wat op die ou end saak maak is hoe dinge in jou hart staan. Maar ons moet werklik sien wat God se woord vir ons leer oor 'n erediens, dat dit God drie-enig is wat hier met sy bruidskerk in gesprek tree. Nou goed, ek gaan vir ons lees uit Openbaring 4 en 5. Ek gaan al twee hoofstukke lees. Wat ons hier sien, ons gaan nie by alles in hierdie twee hoofstukke kan uitkom nie, maar wat ek hier wil uitlig spesifiek is die aanbidding van die hemel. Die aanbidding van die hemel, die aanbidding van die gelowiges en die engele in die hemel. Dit is iets wat vir ons 'n model moet wees vir hoe ons God hier op aarde aanbid. So jy kan sê die liturgie wat ons hier sien moet vir ons 'n model wees vir ons eie aardse liturgie. So kom ek lees vir ons Openbaring 4 van vers 1 tot 5 vers 14. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my oorspreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En hy wat daarop sit het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone. En op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep, Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk,
wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie en het ons konings en priesters vir ons God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Tot sover lees ons. Rassie, kan jy hom ontkoppel? Kan julle sien? Goed. Ons staan vanaand en as die Here wil tot donderdag aand stil by die erediens. Wat is die erediens? Ek wil begin met 'n vraag. Daardie vraag. Wat is die erediens? Dink by jouself. As jy vir my een woord moes gee, hoe sou jy 'n erediens beskryf? Wat is die erediens? Watter woorde kom op? Watter konsepte kom op? Dalk dink sommige mense vervelig. Of iemand anders dink dalk 'n lesing. Of iemand anders dink dalk 'n konsert. Wat is die erediens? Dis 'n goeie vraag, nie waar nie? Ons kom dink net vir 'n oomblik daaraan. Een keer 'n week. Dis baie dae van jou lewe. As jy aansienlike tyd gaan lewe, kom ons sê jy lewe 70 of 80 jaar. Daar's baie dae van jou lewe wat jy kerk toe kom vir 'n erediens. En as iemand vir ons vra wat is 'n erediens, dan sal ons al sukkel om te antwoord. Wat presies is 'n erediens? Sommige woorde wat opkom wat dalk nader aan die waarheid is, iemand sal sê 'n erediens is aanbidding. 'n Erediens is lofprysing. 'n Erediens is 'n preek. Dit is ook nie heeltemal verkeerd nie. 'n Preek is 'n belangrike deel van die erediens, maar as jy moet sê wat in wese, as dit regtig daarop neerkom, wat presies is 'n erediens? Dis waarby ons gaan stil staan vanaand. Ons gaan kyk na die wie, wat, hoe en waarom van die erediens. Wie, wat, hoe en waarom. Dis die 4 vrae wat ons gaan antwoord. En dan môre aand gaan ons Dominee Skalk gaan vir ons môre aand 'n bietjie meer indelf op die praktiese dinge wat in die erediens gebeur. Hy gaan vir ons vertel van die wotum en die seëngroet. Dinsdag aand, as die Here wil, sal ek by die eerste groot deel van die erediens stil staan. 'n Mens kan praat van die versoeningsdiens. Woensdag aand sal Dominee Skalk weer vir ons stil staan by die toewydingsdiens, die tweede groot deel van die erediens. En donderdag aand sal ek dit afrond met die derde groot deel, die gemeenskapsdiens. Maar goed, ons gaan nog verder daarby uitkom ook. Ek gee maar net vir julle 'n oorsig. Vanaand sal ons stil by die wie, wat, hoe en waarom van 'n erediens. Goed, daar is 'n fundamentele wanopvatting wat sommige mense het. Ek dink ons moet nie te hoogmoedig hier wees nie. Ons kan self hierdie verkeerde idee oor 'n erediens. En dit gaan daaroor dat as ons aan 'n erediens dink, baie keer spring ons gedagtes daarna om te sê dit is iets wat ons doen. Iets wat ons doen. Fokus op ons. Ons kan dink 'n erediens is iets waar ons bymekaar kom as gemeenskap van gelowiges sodat ons kan hoor hoe om as Christene te leef. Is dit verkeerd? Dis nie heeltemal nie, dit is op die regte spoor, maar die vraag is dit al wat 'n erediens is en is dit nie 'n bietjie baie gefokus op ons nie? Waar kom God by hierdie prentjie in?
As ons die erediens reg verstaan, moet ons daarby begin dat dit is fundamenteel iets wat God doen. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Wat is die erediens? Nie in die eerste plek ons diens aan God is nie, maar God wat ons kom bedien met sy woord. Dis die hart van waarby ons vanaand moet uitkom. Ons moet besef, 'n erediens gaan oor die eerste plek nie oor wat ons doen nie, maar oor wat God doen. Dit is God se diens aan ons. Hy bedien sy kerk met sy woord en met sy evangelie en met sy verbond en met sy sakramente. En daardeur is dit is nie iets wat ons in die minste moet hoogmoedig maak nie, maar juis, soos alles in ons geloof, wil ons sê, soli Deo gloria, aan God alleen die eer. Hy is die sentrum, hy is die fokus ook van ons eredienste. Dit is nie in die eerste plek ons wat iets doen nie, dit is God wat iets doen. Goed, die eerste vraag, dink ek nou reeds hieraan geraak, wie? Dink daaraan, wie is betrokke by 'n erediens? Natuurlik God drie-enig en ook ons. Ons is ook betrokke by 'n erediens. Jy moet hier sien, dit is twee agente as jy so wil sê. Daar is God en ons, God as bruidegom en ons as bruid. Ons is nie gelyk met God enigsins nie. Hy is die initieerder, hy is die een wat die inisiatief neem, wat die erediens begin. Ons is dies wat antwoord. God begin en dink nou maar net, ons erediens prakties gesproke begin altyd met God se woord. Hy begin en hy verklaar dat die erediens aanvang geneem het. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. God begin die erediens. Die fokus is op hom, God drie-enig wat kom om ons te ontmoet, om sy bruidskerk te ontmoet. Maar ons is ook teenwoordig. Dis belangrik. God se erediens sluit ons nie uit nie. Hy gee sy woord, maar dan verwag hy ook 'n antwoord. En dink net vir 'n oomblik daaraan. Hierdie is 'n pragtige beginsel vir ons om te besef dat God teenwoordig is in die erediens. Jesus Christus sê vir ons in Matteus 18 dat waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy ook teenwoordig. Dis 'n pragtige ding om te besef. Waarom is dit so troosvol vir ons? Ons kan soms kerk toe kom, ons kom na die erediens en dan is daar dinge wat mense doen wat ons is nie gelukkig daaroor nie. Dit maak ons eintlik 'n bietjie vies. Dalk kom jy kerk toe en jy dink, jy weet, die preek was nie so goed soos wat jy gehoop het dit gaan wees nie. Of jy kom kerk toe en die musiekspan het 'n bietjie beter gespeel. Of jy kom kerk toe en jy dink, die koffie kon lekkerder gemaak gewees. Of jy kom kerk toe en jy dink, die blomme wat hier gesit is nie so mooi vandag gewees nie. Hoe belangrik is dit regtig? Wie is die belangrikste persoon in die erediens? Dit is God. Hy is hier teenwoordig en op die ou end moet dit vir ons gaan oor hom. God drie-enig wat kom om ons te ontmoet. En al die res van die goed kan maar uit die prentjie uitskuif. Op die ou end is dit al wat saak maak. God wat sy bruidskerk kom ontmoet. Al die res van die dinge, alles wat mense doen, skuif op die agtergrond. Dit gaan oor God drie-enig wat kom om ons te ontmoet. Goed, so dit is die wie gedeelte. As iemand vir jou vra, wat is 'n erediens, dan kan jy hier begin. Dit begin by God wat ons ontmoet. Ons gaan stelselmatig, soos wat ons aangaan, gaan ons hierdie definisie uitbou. So jy begin daar. Die erediens is die amptelike ontmoeting van die drie-enige God met sy bruidskerk. So ons definisie begin van wat die erediens is. Die amptelike ontmoeting van die drie-enige God met sy bruidskerk. 'n Praktiese implikasie. God kan soms dinge doen wat ons stom slaan. Byvoorbeeld dink aan Christus wat sy disippels se voete was. In die erediens is dit nog so 'n ding wat jou moet stom slaan eintlik. Moet jou in verwondering bring voor wat God hier kom doen. Hy kom na ons, na mense soos ons wat hier op 'n Sondag sit en hy kom praat met ons. Hy kom bedien ons met sy genade. Dit moet jou stom slaan, dit moet jou tref. Wat is hier aan die gang? Dis nie net mense wat hier 'n klomp dingetjies kom doen nie. Dis nie net 'n mens wat kom en 'n paar oulike woorde kom sê om jou te troos oor jou lewe nie. Dit is God. God wat hier na ons toe kom. Drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees, om ons met sy genade te bedien. Nog 'n praktiese implikasie. Die erediens is nie in die eerste plek daar vir ongelowiges nie. Ons kan soms dink, jy weet, die erediens moet so ingerig wees dat ons evangelisasie kan doen in die erediens. Natuurlik is dit belangrik. Enige iemand wat instap moet die preek ten minste kan verstaan. Maar ons moet besef, dit is nie
Dit is nie in die eerste plek daar vir ongelowiges nie. Dit is God se ontmoeting met ons, met sy volk, met sy bruidskerk. Goed, dit is die eerste boublok. Wie? Tweede boublok, wat? So wie is teenwoordig? Wie is betrokke by die erediens? Dit is God. Wat doen hy? Hy bevestig sy verbond met ons. Dit is 'n verbondsbevestiging. Verbond is so 'n woord wat ons baie keer gebruik, nie waar nie? 'n Woord wat dominees en teoloë ons gebruik om baie sonder om noodwendig te verduidelik wat ons daarmee bedoel. Ek is seker julle het nou almal die woord verbond gehoor, maar ek wonder, verstaan ons altyd wat die woord verbond beteken? 'n Verbond is twee dinge basies. 'n Verbond is 'n kontrak en 'n verhouding. Dit is die twee goed wat 'n verbond saam by mekaar uitbring. Dit is 'n kontrak aan die een kant en 'n verhouding. Dit is 'n formele ooreenkoms wat uitstip, hierdie en hierdie en hierdie sal party A doen, en in ruil daarvoor sal party B hierdie en hierdie en hierdie doen. Dit is 'n kontrak aan die een kant, maar aan die ander kant het dit ook daardie persoonlike intimiteit van 'n verhouding. 'n Verbond bring eintlik al twee die konsepte by mekaar uit. Dit is 'n kontrak en dit is 'n verhouding. 'n Goeie voorbeeld wat jy daarvan kan hê in ons dag is 'n huwelik. 'n Huwelik bring ook hierdie twee goed by mekaar uit. Aan die een kant is daar 'n kontraktuele ooreenkoms. Die man sê ek sal hierdie en hierdie en hierdie dinge doen. Die vrou sê ek sal hierdie en hierdie en hierdie dinge doen. Dit is 'n ooreenkoms, 'n kontrak. Dit is hoekom daar is 'n hele regsproses daarbey betrokke wanneer so 'n kontrak gesluit word, wanneer 'n man en 'n vrou trou. Maar as ek nou spesifiek dalk vir die vrouens kan vra, hoe belangrik is dit nie om ook 'n verhouding te hê met jou man nie? Nie waar nie? 'n Huwelik wat net 'n kontrak is, ons almal weet mos, dit is nog nie waarlik 'n huwelik nie. Daar moet 'n verhouding wees, daar moet intimiteit wees, daar moet 'n band wees. Jy moet met jou man soms net kan 'n koppie koffie drink en met hom gesels. So jy het al twee die dinge, jy het aan die een kant 'n kontrak en aan die ander kant het jy 'n verhouding en 'n verbond bring dit al twee by mekaar uit. God het ook 'n verbond met ons gesluit. As jy teruggaan na Genesis 3 vers 15, God se verbond van genade begin daar waar hy in die tuin van Eden voorspel dat iemand gaan kom om die slang te oorwin. Nou 'n paar hoofstukke later, wanneer God met Abraham 'n verbond sluit in Genesis 17, daar word dit voortgesit. Daar sluit hy amptelik die verbond met Abraham en ons het nou nog deel aan daardie verbond. Galasiërs 3 sê dat as jy 'n gelowige is, dan is jy 'n kind van Abraham en dan het jy deel aan die erfenis van die verbond. So ons is almal deel van daardie selfde verbond wat God met ons voorouers in die geloof, met Abraham en uiteindelik met Adam gesluit het. So God het 'n verbond met ons gesluit. Dit sluit al twee goed in. Dit het 'n kontrak aan die een kant. God sê vir ons in sy woord, hierdie is wat ek van julle verwag as my kinders. Ek het julle gered. Ek het julle gered uit die slawehuis uit Egipteland. Hier is my 10 gebooie. Christus sê vir ons, hy red ons van ons sondes. Hier is hoe jy nou moet leef. Daar is 'n kontrak aan die een kant, maar aan die ander kant is daar ook die intimiteit van 'n verhouding. God het 'n ware verhouding ook met ons. 'n persoonlike verhouding. Goed, dit is sy huweliksverbond met ons. Nou, soos enigiemand wat getroud is sal weet, jy moet, alhoewel jy net een keer trou, is daar 'n paar keer in jou lewe wat jy moet seker maak daardie verbond word bevestig en vernuwe. Inteendeel is eintlik 'n gereelde proses. Jy moet gereeld tyd maak om met jou huweliksmaat te spandeer, nie waar nie? As jy nooit tyd met mekaar gaan spandeer nie, dan gaan daardie verbond verbrokkel. Jy moet gereeld tyd insit en jy sê, kom ons gaan eet saam uit, kom ons gaan stap 'n bietjie saam, kom ons spandeer tyd mekaar, kom ons gesels, kom ons drink saam koffie. Jy sluit nie weer 'n keer die verbond nie, maar wat doen jy? Jy kom om die verbond te bevestig en te vernuwe. En dit is wat God elke keer met ons kom doen, elke Sondag in die erediens. Hy kom na sy bruidskerk nie om die verbond weer te sluit nie, maar om die verbond te vernuwe. Met respek gesê, hy kom om tyd met ons te spandeer, om ons te herinner aan sy oneindige liefde. Dis 'n groot ding. Hoe gereeld gaan ons nie deur ons lewens en ons begin om te twyfel, het God my waarlik lief? Het hy my waarlik lief al doen ek hierdie en hierdie en hierdie dinge? Het hy my waarlik lief al is ek eintlik nie soos wat hy wil hê ek moet wees nie? En wat sê hy vir ons? Elke Sondag, week vir week kom hy en in die erediens herinner hy ons dat hy sy verbond met ons gesluit het. Op grond van Jesus Christus se bloed. En so as jy sukkel daarmee, as dit vir jou iets is wat jy mee sukkel, jy
wonder soms oor God se liefde, kyk dan na die erediens. Wat hier gebeur elke Sondag in die erediens, is God kom bevestig sy verbond met ons. Nou goed, dit bring ons definisie dan een stap verder. Die erediens is die amptelike ontmoeting van die drie-enige God met sy bruidskerk om sy verbond met haar te bevestig. Dit is wat God kom doen. Hy bevestig sy verbond met ons. Nou die volgende vraag is hoe? Die derde vraag, hoe? Hoe doen God dit? Hoe bevestig hy sy verbond met ons? En die antwoord is deur gesprekvoering, deur 'n dialoog. Elke erediens is so opgestel. Jy sal agterkom, ek en Dominee Skalk lig dit soms uit. Ons noem dit in die erediens en sê, God het ons nou geseën, nou antwoord ons deur hom te prys. Daar is 'n gesprek in elke erediens. God sê iets en ons antwoord met iets. God gee vir ons sy wet, ons bely ons skuld. God spreek ons vry, ons bely ons geloof. Daar is 'n gesprek wat gevoer word en dit is hoe God kom om hierdie tyd met ons te spandeer, om sy verbond met ons te bevestig, is deur 'n gesprek met ons te voer. En elke Sondag is jy deel van daardie gesprek tussen God en sy bruidskerk. En hierdie gesprek volg ook 'n spesifieke ritme of 'n spesifieke struktuur. Dit is waarby ons in meer diepte gaan ingaan van môre aand af. Ons gaan meer in diepte stil staan by die ritme of jy kan sê die beweging wat die erediens volg. Ek gaan hier nou maar net vinnig noem, dit volg 3 Ou Testamentiese offers wat in Christus vervul is, die skuldoffer, die brandoffer en die dankoffer of vredeoffer. En ons gaan heelwat meer daarop uitbrei. In ons erediens noem ons dit die versoeningsdiens, die toewydingsdiens en die gemeenskapsdiens. So die versoeningsdiens is die eerste deel, dit is die wet, die skuldbelydenis en die genadeverkondiging. Die toewydingsdiens is die geloofsbelydenis en die skriflesing en die preek. En die vredeoffer is die nagmaal wanneer ons dit vier, of die doop wanneer ons dit vier, en ook die antwoordlied en die bevestiging van amptdraers en al die ander dinge wat ook daar aan die einde van die diens soms gebeur. Maar goed, ons gaan hiernatoe terugkom in die volgende paar aande. Ek kan sê ons 'n soort beweging, 'n soort ritme wat ons erediens volg. Dit begin by sonde, dan beweeg dit van daar af na verlossing, van daar af beweeg dit na dankbaarheid of toewyding en die uiteindelike punt waar dit kom is ons wat gemeenskap het met God. Wat 'n beeld is van die hiernamaals, 'n beeld is van die heerlikheid wat op ons wag, daardie gemeenskap tussen ons en God. Jy kan sê, en ek dink ons moet mooi dink, ons bring iets van dit na vore, van hierdie liggaamshouding in die manier hoe ons die erediens gewoonlik benader. Wanneer ons skuld bely, dan sit ons gewoonlik en ons buig ons hoofde. Want jy wys iets van hierdie verootmoediging deur jou liggaamstaal op daardie manier. Ons kan selfs oorweeg, 'n mens moet oorweeg, is daar 'n plek om selfs te kniel wanneer jy jou sonde so bely. En dan van daar af, wanneer ons die toewydingsdiens het, dan staan ons gewoonlik. Ons staan wanneer ons geloof bely. Want dit gaan oor jou toewyding aan die Here. En ons gaan julle nou nie deur die hele preek laat staan nie, maar dis eintlik deel van dit. Mens kan dalk oorweeg om by die skriflesing gedeelte ook te staan, want dit gaan oor jou toewyding aan die Here. Ons hoor sy woord sodat hy ons daardeur kan heilig en ons meer kan maak soos wat ons veronderstel is om te wees. En uiteindelik wanneer ons die nagmaal vier, ook komende Sondag as ons die nagmaal vier, dan sit ons. Jy het 'n sittende posisie wat wys daardie vertroulikheid, daardie band wat daar is tussen ons en die Here. Eintlik nagmaal is so 'n wonder, want wat ons daar het is ons sit saam met God aan tafel. Wat 'n wonder. En so jy sien dit ook in ons liggaamstaal daar. Dink maar as iemand by jou huis kom kuier, wat doen jy eers? Jy staan op en groet hulle met die hand. Mens sit mos nie terwyl iemand groet nie. Jy staan op en groet hulle met die hand. Dan bring jy hulle in die huis in en jy sê, hierso sit. En dan is daar eers ware gemeenskap as 'n mens sit. As jy sit en jy kan met mekaar begin praat, jy kan met mekaar gesprek voer in 'n sittende posisie, veral as jy rondom 'n etenstafel saam kan sit en eet. Jy weet, jy is nog nie lekker op jou gemak as jy heeltyd staan nie. En so is ook iets van dit word vergestel in ons erediens ook, wanneer ons hierdie verskillende liggaamshouding, postuur inneem. Ons buig vooroor wanneer ons skuld bely, ons staan wanneer ons onsself aan die Here toewy, en ons sit uiteindelik met die gemeenskapsdiens, met die nagmaal. Nou goed, ek gaan hierdie vinnig noem. Hierdie is die 5, kan jy sê,
aspekte van die erediens en dit is waarby ons gaan stil staan in die volgende paar aande. So elke erediens het hierdie basiese 5 boublokke. Jy het eers roep, God roep die vergadering byeen, is die wotum en die seën en ook ons antwoord loflied daarop. Dan het jy die versoeningsdiens, wat gebou is op die Ou Testamentiese skuldoffer. Ons hoor die wet van die Here, ons bely ons skuld en God spreek ons van ons sondes vry. Dan die toewydingsdiens, daarna die derde ene, waar ons aan God toegewy word, ons bely ons geloof en ons hoor sy woord. Dan het jy die gemeenskapsdiens, wat eintlik gewoonlik die viering van die nagmaal is, of die ander sakrament, die sakrament van die doop. En dan dit eindig met God wat ons in die wêreld instuur onder sy seën. Terloops, hierdie model, hierdie 5 aspekte kry mens herhalend in die Bybel wanneer God se volk kom om hom te ontmoet. En mens sien dit byvoorbeeld, dat ek hierdie gedeelte kry, ek dink dit is in Levitikus 9. Levitikus 9, wanneer Aaron gesalf word as priester van die volk, en sien jy hierdie patroon. God roep sy volk, dan is daar direk daarna die skuldoffer, dan daarna die brandoffer, dan daarna die vredeoffer of die dankoffer, en uiteindelik stuur Aaron, hy seën die volk met die hoëpriesterlike seën wat ons gereeld in die erediens hoor, stuur hy hulle weg om te leef onder die seën van die Here. So hierdie is waarom ons eredienste ook so gevorm word, en waarom ons gewoonlik ook hierdie patroon volg. Dit kom regtig uit die Bybel uit, en jy sien hierdie patroon herhalend na vore kom met variasie, daar is baie keer 'n variasie, maar mense sien die basiese boublokke gereeld in hierdie volgorde. Goed, so dit antwoord die derde vraag, hoe? Hoe vernuwe God, hoe bevestig hy sy verbond met ons? Die antwoord is deur gesprekvoering aan die hand van die vervulde skuldoffer, brandoffer en vredeoffer. So as ek julle definisie kan lees sover, die erediens is die amptelike ontmoeting van die drie-enige God met sy bruidskerk, om sy verbond met haar te bevestig, deur gesprekvoering aan die hand van die vervulde skuldoffer, brandoffer en vredeoffer. Dan bring ons by die laaste vraag, die waarom vraag. Waarom doen ons dit? Waarom doen God dit? Waarom het ons 'n erediens? Wat is die groot punt van dit alles? Wat is die doel van dit? En die antwoord is om God te verheerlik. Dit is waaroor alles op die ou end gaan. Alles gaan oor die eer van God. Soli Deo Gloria. Alles gaan oor God se eer. Ook die erediens. Ons erediens is nie 'n uitsondering nie. Dit gaan nie in die eerste plek, hoor mooi, dit gaan nie in die eerste plek oor ons behoeftes nie. Dis baie keer hoe ons sou dink. Ek het behoeftes wat aangespreek moet word. Nou dit het 'n belangrike plek en dit is sodat die preek moet tot jou praat. Die preek moet prakties wees en vir jou leiding gee in jou lewe. Maar dit is nie die hoofdoel van die erediens nie. Die hoofdoel van die erediens, soos die hoofdoel van jou hele lewe, is om God te verheerlik, om al die eer aan hom te gee. Nou 'n mens kan dieselfde 5 ritmes of 5 patrone kan 'n mens sien daar in Openbaring 4 tot 5. Ek gaan nie nou daarby stil staan om dit presies te argumenteer nie. Jy kan 'n bietjie arm druk oor 1 of 2 van daardie aspekte, maar jy sien dieselfde beweging ten minste daar in Openbaring 4 en 5. Die groot ding wat ek eintlik hier wil uitlig in Openbaring 4 en 5 is juis die lof. Die lof. Dit is so groot hier in Openbaring 4 en 5. Die grootste deel van al hierdie verse gaan net oor die lof wat aan God gebring word in die hemel. En dit wat in die hemel gebeur is vir ons 'n model vir dit wat op die aarde moet gebeur. Christus leer ons om te bid, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Met ander woorde, soos ons daarna streef om God se koninkryk op die aarde te bring, het ons heeltyd die voorbeeld van die hemel. Die hemel is ons voorbeeld vir hoe die aarde veronderstel is om te lyk. En dit is ook so wanneer dit kom by liturgie en erediens en aanbidding. Ons moet kyk na hoe word God aanbid in die hemele, en dit moet vir ons 'n model wees om na te volg op die aarde. En hier sien jy dit so mooi in Openbaring 4 en 5. Ons het dit reeds gelees, maar herhaaldelik hoor jy van al die lof wat aan die Here gebring word. Openbaring 4 vers 8 het die lof van die 4 lewende wesens. Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Openbaring 5 vers 11 het die lof van die 24 ouderlinge.
U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. En dan Openbaring 5 vers 8 tot 14, ons het ook afgelope donderdag daarby stilgestaan. Dit is die antwoord op die hemelvaart van Christus. Die 4 lewende wesens wat gerubs is en die 24 ouderlinge wat die kerk in die hemel is en miljoene engele saam met God se ganse skepping roep op die ou end in vers 13 aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. As jy dan hierdie vraag vra, wat is die doel van die erediens? Waarom doen ons dit? Is dit die antwoord? Ons doen dit om God te verheerlik, om aan hom al die eer te gee. Dit is 'n eer wat hy in ons werk deur sy Heilige Gees. Ons kan nie hierdie eer aan God bring uit onsself nie, maar deur die werking van die Heilige Gees. En die Heilige Gees werk so met ons elke Sondag wanneer ons kom om die Here te aanbid. Bring ons aan God hierdie eer wat hy verdien. So kyk ons vooruit na die hiernamaals. Ons kyk vooruit na die nuwe hemel en die nuwe aarde waar God se ganse skepping hom vir altyd en altyd sal eer. As ons dan die hele definisie kan saamvat, die erediens is die amptelike ontmoeting van die drie-enige God met sy bruidskerk om sy verbond met haar te bevestig deur gesprekvoering aan die hand van die vervulde skuldoffer, brandoffer en vredeoffer, sodat hy verheerlik kan word tot in alle ewigheid. As ek net hier heel aan die einde 'n opmerking kan maak, ons moet versigtig wees vir 'n dooie orde. Ons moet versigtig wees vir 'n dooie orde, ook wanneer dit kom by die erediens. En ek sê dit hier nou juis, ek het nou uiteengesit wat is die erediens en ek het hierdie 5 aspekte uitgelig, die 5 punte kan jy sê van die erediens. En iemand kan nou dalk sê, goed, so elke liewe erediens moet altyd hierdie presiese resep gaan volg. En dan kan ons vinnig op 'n troontjie klim en 'n vinger wil wys na een of ander kerk en sê, hulle volg nie hierdie patroon daar nie. Kyk daar, hulle het die versoeningsdiens aan die einde gesit, na die gemeenskapsdiens. Wat 'n groot sonde. Die Bybel gee nie vir ons eers 'n uitgestippelde lys en sê, hierdie is presies hoe jy die erediens moet doen in 'n Nuwe Testamentiese era nie. Die Bybel kom nêrens en sê, presies, nou moet jy dit doen, 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 nou moet jy staan, nou moet jy sit, nou moet jy kniel, nou moet jy iets sing, nou moet jy stil bly, nou moet jy preek, nou moet jy jou hande opsteek. Dis nie so rigied nie. Nou ons sien beginsels in die woord van die Here en hierdie is beginsels wat ons in die woord van die Here sien en daarom probeer ons om hierdie lyn te volg en ons probeer om by die patroon te bly. Maar daar moet ook 'n bietjie ruimte wees vir kreatiwiteit en spontaneïteit. Ons moet versigtig wees vir 'n dooie orde. Aan die ander kant moet ons ook versigtig wees vir bandelose kreatiwiteit. Bandelose kreatiwiteit is chaos. Dit is wanneer daar geen orde in die erediens is nie en nou doen ons dit, nou doen ons dit, nou staan iemand op en nou sit iemand anders en nou gebeur enigiets en niemand weet waarom dit gebeur of wat aan die gang is nie. Nou sing ons en in die helfte van die lied hou ons op om te sing want iemand anders te profesie wat hy na ons toe wil bring en dan word die profesie in die rede geval met iemand anders wil nou eers weer verder sing. Jy weet, so iets is nie wat die Here vir ons in sy woord leer nie. 1 Korintiërs 14 sê vir ons, God is nie 'n God van wanorde nie, maar van orde, juis in die konteks van 'n erediens. Ons erediens wys vir die wêreld daar buite dat ons 'n God van orde aanbid. Ons soek lewende orde, ons soek nie dooie orde nie. Dit is dan van my kant af al. Ons nou geleentheid vir vrae as julle vrae het. Daarna gaan ek geleentheid gee vir stil gebed. En dan sal ek ook vir ons afsluit met 'n gebed. En ons sal nog 'n ding of twee sing ook. Maar kom ons vra eers of daar enige vrae is. Hendrey gaan 'n mikrofoon vir julle bring. So steek asseblief jou hand op en dan kyk ons of daar enige vrae is. Daar agter.
Is daai ding aan? Skus. Net so dat almal kan hoor. Dit het gegaan oor Levitikus 23. Sal Dominee net dalk weer deurgaan oor die parallelisme tussen Levitikus 23 en die feeste en hoe God dit vervul het? Dit klink asof jy daardie vraag vir Dominee Roan Kombrink moet vra. Want dit was sy preek, hoor ek. Ek sal nie daai ene kan antwoord nie. Ja, jammer. Ek was nou ongelukkig nie hier nie. Ek kan kom praat met my na die tyd, dan kan ek vir jou terugkom met 'n antwoord. Ander vrae? Daar. Dankie, ek dink ons hak vas by vanoggend se preek. Dit het gegaan oor die fees van die weke. En ek het 'n vraag, 'n wonder na die tyd gehad. Wat het gebeur wat verander het en hoekom? Dit was baie voorskrifklik in die Ou Testament. Ek verstaan dit en ek verstaan ons lewe nou na Jesus se geboorte in 'n Nuwe Testament tydperk. Maar dit was baie voorskrifklik hierdie week, dit soveel dae, dan doen jy dit, dan is dit die brandoffer en dan is dit 'n bewegingsoffer en daai simboliek wat weerspieël is in die verskillende offers wat gebring is. Soort van ervaar ons nie in 'n moderne samelewing nie. Ons het die parallel van die diens en die verskillende aspekte van die diens en die gesprek wat ons intree in hierdie gemeenskap, wanneer ons inkom in gemeenskap met die Here, wanneer ons na 'n diens toe kom. Maar ons het baie van daai, dit voel so half vir my rykdom verloor van al die feeste en die dae en die simboliek en die goed wat daarmee saamgaan en wat dit vir ons herinner aan wat is ons rol en wat is God se rol, ons Skepper se rol in ons lewe. Waar het dit verander? Hoekom het dit verander? En as mens geskiedkundig kyk, hoekom doen ons nie meer so baie van daai goed nie? Hoekom is dit die erediens en ons nagmaal in die doop en Pinkster en Hemelvaart, maar nie meer al daai offers soos wat dit in die Ou Testament voorgeskryf is nie? Goed. Ek gaan probeer om te antwoord. Ek was nie vanoggend by die preek nie, so ek weet nie waar die preek gegaan het en wat dit alles uitgelig het. Dis nie waaroor ek nou gaan praat nie. Ek wil nou maar net die vraag probeer antwoord soos wat hy is. So verstaan julle die vraag? Die vraag gaan oor spesifiek die Ou Testamentiese feeste. En daar is, as jy deur die Ou Testament lees, dan is daar 'n hele klompie Ou Testamentiese feeste. En die vraag is waarom ons nie meer daardie feeste vandag hou nie en al die offers wat saam met dit gaan en waarom, ek dink deel van die vraag help my reg, maar deel van die vraag is ook, het ons dalk iets verloor deur dit nie meer vandag te hou nie. Goed, so die rede waarom ons dit nie meer nie daardie feeste hou nie, is omdat die Bybel vir ons sê dat dit in Jesus Christus vervul is. So Jesus sê vir ons in Matteus 5 vers, ek dink 15 tot 17, dan sê hy het nie gekom om die wet of die profete te ontbind nie, met ander woorde, hy het nie gekom om 'n streep te trek deur die Ou Testament nie, maar hy het wel gekom om iets te doen, en dit is om dit te vervul. En dan sien ons deur die res van die Nuwe Testament hoe daardie vervul uitgepak word vir ons wat dit presies beteken. En een van die implikasies daarvan kry 'n mens byvoorbeeld in Romeine 14. En Romeine 14 sê vir ons dat gelowiges as Christene het ons nie meer nodig om daardie feeste te hou nie. En die aanname is want dit is in Jesus Christus vervul. En so wat ek maar net daarop wil antwoord, so daardie Ou Testamentiese feeste is werklik in Jesus Christus vervul. Nou ons mis nie iets nie, want ons het in die Nuwe Testament waarin ons tans leef, het ons ook feeste wat die vervulling daarvan uitbeeld. Die primêre een is ons erediens elke Sondag. Elke Sondag het ons hier 'n liturgiese gebeurtenis, 'n feestelike gebeurtenis wat hier gebeur, en jy het net soveel diepte en 'n rykdom hier in die erediens as ons dit raak sien, as ons verstaan waaroor die erediens gaan, as jy verstaan hierdie 5 dele en hoe ons beweeg deur die beginsels wat Israel ook deur beweeg het, dan sien jy ons het net soveel rykdom en diepte as wat Israel gehad het. Inteendeel, ons het nog meer, want ons het die volle openbaring van God.
So die erediens is die kernpunt daarvan. Wat uit dit dan vloei, seremonies gewys, is die nagmaal en die doop. Daar het ons ook 2 pragtige feeste in die Nuwe Testament, wat Christus vir ons ingestel het en vir ons beveel het om dit te hou. En nog meer as dit, as jy nog verder wil gaan, deur die geskiedenis van die kerk het ons ook die liturgiese kalender ontwikkel. Jy weet die kerklike feeste, soos Hemelvaart byvoorbeeld, soos Pinkster wat ons nou vier, soos Kersfees, soos Paasfees. Ons het 'n hele jaar van feeste wat daar is, want daar moet iets wees om die Ou Testamentiese feeste te vervang. Die Ou Testamentiese feeste is soos 'n pyltjie wat vorentoe gewys het na Jesus wat nog moet kom. Ons hoef nie meer vorentoe te wys nie, want hy het reeds gekom. Ons feeste is nou soos 'n pyltjie wat terugwys na sy koms wat reeds gebeur het. En daarom ons Romeine 14 sê, as 'n gelowige daardie feeste wil vier, dan mag hulle maar hy moet dit nie vier dinkende dat Jesus Christus nog moet kom en dat die Messias nog nie in die wêreld ingekom het nie. Maar ons het eintlik iets beters. Ons het Hebreërs 11 praat van al die gelowiges van die Ou Testament en dan sê dit, hulle het verlang na dit wat ons het. So dit wat ons het is beter en dieper en ryker as wat hulle het. En deel van juis wat ons nou doen met hierdie Pinkstergeleentheid is om te probeer om daardie diepte te ontdek en te sien dat dit wat ons in 'n erediens het is nie sommer maar net dooie gewoontes wat die kerk op 'n stadium uit die duim uitgesuig het nie. Hier is werklike liturgiese diepte en dit wat ons hier doen ons vir 'n rede en soos wat jy gaan verstaan waaroor die erediens gaan jy beter daaraan kan deelneem ook. En jy gaan self daardie rykdom meer kan geniet. Ek hoop dit het die vraag geantwoord. Nog vrae? Hand op, daarso. Meneer Keiter. Dominee, een van die eerste stellings wat Dominee gemaak het was dat erediens nie regtig moet gaan oor verkondiging nie. Ek weet dit is nie 'n stelling wat net op sy eie moet staan nie en so gevat word nie. Maar sal Dominee dalk die verskil kan verduidelik tussen 'n erediens wat aan die kerk wat vir die kerk bedoel is en dan 'n erediens wat as verkondiging van die woord en evangelisasie vir dit bedoel is? Skus, so ek wil net gou seker maak, ek het op 'n stadium aan die begin gesê, 'n erediens is nie net 'n preek nie en toe later die doel is nie evangelisasie nie. Praat jy van die tweede een? Ja. Okay. Ja, so hy is moeilik, ek dink daar verduidelik, 'n bietjie daarop uitbrei. Natuurlik as enige persoon wat hier kan instap, enige ongelowige kan by 'n erediens instap en dit is die plek waar jy tot bekering kan kom. Jy weet, dit kan absoluut so gebeur. Wat ek net sê, ons dink soms, goed, nou moet ons vra, wat is die behoeftes van daardie ongelowige persoon? En wat gaan ons moet sê, sodat ons met hom praat? En die fokus is baie keer, ek dink nie is by ons, in ons kerk nie, maar jy kry sommige kerke waar die fokus later meer is op die ongelowiges as op die gelowiges. Daar is absoluut 'n plek vir evangelisasie, daar is 'n plek vir straatprediking, daar is 'n plek vir mens om sulke geleenthede te hê, juis met die evangeliese ingesteldheid. Maar die vraag is, wat is die hoof fokus van 'n erediens wat ons op 'n Sondag het, as dit 'n gesprek tussen God en sy kerk, en alhoewel ons deure oop is vir 'n ongelowige om in te kom en hier tot bekering te kom, is ons ingesteldheid nie om hom tevrede te stel nie. Ons ingesteldheid is om met ons God 'n gesprek te voer. So dis waar dit daai gegaan het. Evangelisasie erediens, moet dit dan redelik steeds dieselfde ordes en stappe volg as 'n normale erediens? Om daarbey aan te sluit, wat Dominee ook gesê het van erediens wat nie chaoties moet wees nie. En as ek dink aan 'n paar keer wat Jesus gepreek het, veral met waar mense gekom het vir genesing, waar dit taamlik chaoties geraak het. Ja. So is daar vaste stappe wat gevolg moet word of vir 'n oordentlike erediens van evangelisasie? Dis 'n interessante vraag. Ek wil nie nou so uit die vuis skiet en dan gaan ek vir jou 'n slegte antwoord gee nie. 'n Mens moet mooi oor dit dink, want byvoorbeeld nou as jy kom ons sê ons doen dit nou prakties. Ons gaan na 'n land toe waar almal daar is ongelowiges en ons begin om die evangelie daar te verkondig. Jy moet jouself afvra, iets soos,
kan ons die genadeverkondiging daar doen. Hier is 'n klomp mense in die kerk, jy weet die meerderheid van die mense hier in die kerk is nie gelowig nie. Hulle bely nie die naam van Jesus Christus. Hulle sê openlik hulle glo nog in hulle afgode. Kan jy daar, dis 'n vraag wat ek het, kan 'n mens daar staan en sê die woord van God verkondig in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees dat jy vrygespreek is van jou sondes. Nou jy kan sê, maar ons sê ten minste as jy jou sondes bely, maar 'n ander vraag, wat van die Seun? Die Seun wat begin en eindig is die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees, sy met julle almal. Jy weet, kan jy so iets in 'n rein gewete sê as jy weet die mense wat voor jou sit is meerderheid ongelowig? Dit is maar die tipe praktiese implikasies wat dit gaan hê. En 'n mens moet mooi oor dit dink, daar is beslis 'n plek daarvoor om te sê kom ons hou dienste, ons hou evangelie gesentreerde dienste om die evangelie te verkondig aan hierdie mense. En ek dink jy kan self so iets dan op 'n Sondag doen, maar 'n mens moet 'n onderskeid tref. Daar is 'n verskil en wat gewoonlik die effek is, so iets is nie sleg nie, maar wanneer ons begin om dit dit is ons hoofdoel om evangelisasie te doen, dan water ons die erediens vir gelowiges weer af. Nie is werklik 'n besonderse ding. Dit is 'n besonderse ding om in die erediens te kan hoor, jou sondes is vrygespreek, God seën jou, hy verwelkom jou met sy seën en hy stuur jou weg met sy seën. En as ons ingesteldheid is, maar kom ons verwelkom, kom ons probeer dit so aanbied dat dit ook vir die ongelowiges van pas is, dan sê ons kom ons los nou maar die seën, of ons formuleer hom eerder so dat, jy weet, as jy nou gelowig is, dan gaan jy hom kry, maar as jy ongelowig is, dan gaan jy hom nie kry nie. Die effek van die erediens vir die gelowiges word op daardie manier afgewater. Nog vrae? Ek wil net 'n opmerking maak op die laaste Ja, vraag wat gevra is. seker. Ek dink 'n mens moet, ek stem saam met wat jy gesê het. Ek wil net graag 'n bietjie verder uitbrei op dit. 'n Mens moet altyd onthou dat die erediens soos wat ons hom inrig, soos wat ons vanaand hier gehoor het. Alhoewel Dominee Pieter sê dat dit spesifiek gerig is oor daarop dat God met sy volk in gesprek tree, is dit altyd evangelies gesentreerd. Met ander woorde, die evangelie staan sentraal in die erediens. Jy gaan dus nie enigiets in die elemente verander ter wille van 'n ongelowige wat hier inkom om hom meer welkom te laat voel of om sy behoeftes meer aan te spreek nie, want wat is sy grootste behoefte? Hy het 'n behoefte aan 'n verhouding met God. Hy wil nie inkom en vra, hoe kry ek die seën van die Here? Hoe kan ek van my sonde verlos word? Hy moet oortuig word van sy sonde. Hy moet hoor daar is versoening in Christus. Hy moet die geleentheid kry om tot bekering te kom. So sonder 'n preek eers is die erediens eintlik ingerig om evangelie gesentreerd te wees en eintlik ook op die heiden se behoeftes ingestel te wees, hy wat 'n behoefte na God het en wat God kom soek in sy erediens. So daarom is ek versigtig om te sê, nee, ons moet nou allerhande snaakse goedjies doen met die erediens, want ons moet nou dit 'n bietjie meer aanvaarbaar maak vir mense van buite af. En die tweede opmerking wat ek net wil maak is, as jy dan so 'n erediens wat spesifiek gefokus is op dit, dan sal jy waarskynlik meer in die prediking fokus op spesifieke vrae of dinge waaroor ongelowiges tipies wonder, of die noodsaak om tot bekering te kom, of een of ander van daardie temas fokus om hulle op te roep om juist tot bekering te kom en die belangrikheid daarvan op hulle harte te druk. Ek dink dit sou my antwoord wees op hierdie, en dan hoef 'n mens nie snaakse goed te doen in die erediens nie. Dan is dit eintlik wonderlik as jy dink dat die erediens so ingerig is, dat dit juis ons behoefte na daardie gemeenskap met God, daardie intieme verhouding met God, aanspreek en vir my 'n oplossing gee van hoe kan ek dit kry. Die feit dat ek hier kan inkom as 'n ongelowige is al reeds 'n stuk genade. So ek wil maar net dit bygevoeg het by wat Dominee Pieter gesê het. Ek dink hy het regtig vir jou goed geantwoord, maar ek wil net hierdie by sê. Dankie. Dominee, ek net daar byvoeg, miskien die erediens roep gelowiges op tot bekering.
Maar ek wil net vra dat Dominee net 'n bietjie vir ons verduidelik. Dominee het nou oor die liggaamshoudings gepraat. Dalk net verduidelik waarom staan die broeders op as ons bid. Dalk net dit vir ons bietjie meer verduidelik. Ja, so die Bybel het 'n paar verskillende voorbeelde van liggaamshoudings wat mense inneem wanneer hulle bid. En so ons moet dit besef, dis nie net een rigiede voorbeeld van hierdie is altyd hoe jy moet bid tot die Here nie. En wat ons het uit ons tradisie is 'n sterk beklemtoning van hoe mans en vrouens verskillende rolle in die kerk inneem. En daarom het ons die gewoonte dat wanneer daar gebid word, dan staan die broeders, die man staan en die vrouens sit. Dit is 'n mooi gewoonte. Dit is nie iets wat die Bybel vir ons beveel dat dit so moet wees nie, maar dit is nogtans 'n mooi gewoonte. Baie van die dinge wat ons praktiese dinge wat ons in die kerk het is gewoontes, maar gewoontes is nie altyd sleg nie. So dit is maar waar dit vandaan kom. Ons beklemtoon dat mans en vrouens van mekaar verskil, waar ons verskillende rolle het, dat die verskillende rolle ook in die kerk vergestald moet word. Dit is ook waarom in ons kerk byvoorbeeld laat ons net die mans as in die besondere ampte dien. So ons sê enige gelowige is 'n priester en 'n koning en 'n profeet. Jy dien in die ampte van die gelowige, maar wanneer dit kom by die besondere ampte van ouderling en diaken en leraar, dan dien net die mans daarin. En dieselfde beginsel vergestel is aan elke Sondag in die erediens wanneer die mans opstaan wanneer ons bid en die vrouens gaan sit. Doen jy sonde as jy 'n man is en jy besluit jy wil sit, want jy 'n bietjie siek voel? Nee. Doen jy sonde as jy 'n vrou is en jy wil staan? Nee, jy doen nie sonde nie. Maar dis wel 'n gewoonte wat ons het en ek dink jy sien 'n mooi beginsel daar agter wat ons daardeur vergestel het. Dankie Dominee Pieter vir daai verduideliking. Ek het nogal al vir 'n geruime tyd 'n probleem partykeer met die feit dat net mans staan, omdat in ons kerk baie mense dink en daar al vir ons geleer is dat die hoof van die huis staan. Jy het dit nou so mooi verduidelik, want as 'n pa dood is die ma die hoof van daai huis en dan moet sy staan. So baie dankie vir 'n mooi verduideliking. Ek sal nou nie meer daaroor ongelukkig wees nie. Nog vrae? Goed, dan gaan ek nou geleentheid gee vir, ek het eers iets nog wat ek wil hê ons moet sing. So kom ons sing nou eers Gesang 227. Gesang 227 Rassie, ek ontkoppel hom. Dan kan jy weer gou probeer koppel. Is jy reg om hom te koppel of moet ons uit die boekies sing? Goed. Rassie gaan probeer koppel, maar soek hom ook op in julle boekies asseblief. Dan sing ons Gesang 227 vers 1 en vers 2. Dit is 'n Pinkstergesang, so ons sal daar sing van die werking van God die Heilige Gees. Daarna kan julle almal weer gaan sit en dan sal ek
Ek gaan dan nou omtrent 2 minute geleentheid gee vir stil gebed en daarna sal ek vir ons voortgaan in 'n gebed dan en daarna sal ek dan die laaste lied ook afkondig. Vader, Seun en Heilige Gees. U is ons God, van ewigheid tot ewigheid. U het voor die begin van die aarde het u reeds 'n raadsplan vasgestel. U het bepaal wie u gaan red en wie u gaan verdoem. Toe het u die wêreld gemaak. U het die mens gemaak na u beeld en na u gelykenis. U het ons met eer en heerlikheid gekroon. En ten spyte van daardie groot gawe het ons nogtans in sonde geval. Maar u het ons nie gelos nie, u het u verbond van genade met ons opgestel. U het na die tuin van Eden gekom en met ons aartsvader Adam gepraat, vir hom en Eva verseker dat daar een sal kom wat op die kop van die slang sal trap, wat die probleem van sonde en dood sal oorwin. 'n Tyd later het u ons geloofsvader Abraham geneem uit die land Ur. U het u verbond met hom gesluit en uit sy nageslag het u vir uself 'n volk gebou. En ons is deel van daardie volk deur die geloof. Ons is deel van daardie verbond deur die geloof. Ja, Here, ons prys u, ons dank u, ons loof u dat u nou nog soveel jare later die moeite doen om u verbond met ons te kom bevestig. Week na week kom herinner u ons aan die feit dat ons u bruid is. Dat u liefde vir ons geen einde ken nie. Ons het hierdie groot voorreg om elke week met u in gemeenskap te verkeer. Om te kom, want u roep. Om deur u geseën te word en daarop te antwoord met 'n loflied. Om u wet te hoor en ons skuld te bely, om u genade te ontvang en daarop te antwoord deur onsself aan u toe te wy. Ja, Here, dit is alles u werk en daarvoor bring ons aan u lof en eer en hulde. Help ons, o Vader, dat ons in ons ganse lewens ons aandag op u gefestig sal hou. As die een wat vir ons sorg, die een wat ons gemaak het, die een wat ons lewens in stand hou,
Help ons, o Seun, dat ons altyd bewus sal wees van die werk wat U gedoen het aan die kruis. Dat U gesterf het om vir ons sondes te betaal en 3 dae later opgestaan het uit die graf om te bevestig dat U die oorwinning behaal het. Help ons, o Gees van God, lei ons dat ons aanbidding van die 3 enige God telke male deur U sal geskied. Dat ons die Vader en die Seun in gees en waarheid sal aanbid. Help ons en lei ons, o 3 enige God, in die Pinkstergeleenthede wat voorlê. Gee tog dat dit alles geleenthede sal wees waardeur ons beter sal verstaan wat 'n groot wonder dit is wat hier elke Sondag gebeur, wanneer U ons naderroep, wanneer U ons van die versoening van Jesus Christus verseker, wanneer U ons aan U toewy, en wanneer U met ons gemeenskap het, wanneer U ons wegstuur om te gaan leef onder U seën. Gaan met elke persoon wat hier is, lei ons môre waar die week weer heeltemal afskop met baie besigheid en baie aktiwiteite. Gee dat ons aandag altyd op U gefestig sal wees, o 3 enige God. Ons bid dit alleen, want Jesus Christus het gekom en vir ons gesterf. Amen. Kom ons sing nou gesang 231, gesang 231, en ons sing daarvan vers 1, 3 en 5. Daarna kan julle weer gaan sit, gesang 231 vers 1, 3 en 5, daarna kan julle weer gaan sit.